Vriende, baie welkom in die teenwoordigheid van ons Heilige Hemelse Vader en van sy kinders. En dit is 'n groot voorreg om so saam te wees in die naam van die Here groot te maak. So kom ons sluit ons oë en ons sê ons sit in die eerste plek vir die Here baie dankie vir so 'n enorme voorreg. Vader, in die eerste plek baie dankie vir hierdie kerkgebou wat U aan ons toevertrou het. Wat U vir ons gegee het en dat ons dit kan gebruik om U naam groot te maak. Dat ons hier kan by mekaar kom omdat ons graag na U woord wil luister, omdat ons graag saam lof en aanbiddingsliedere wil sing, omdat ons graag wil getuig van wat U vir ons doen, omdat ons graag wil saam wees in die warmte van God se kinders wil beleef. Daarom bid ek, Here, dat U ons altyd sal help om dit wat U aan ons toevertrou het te bestuur met trots en met 'n toegewydheid wat eie is aan U glorie. En dat ons niks sal terughou vir onsself nie, maar alles op die altaar sal plaas. Vader, ook hierdie erediens en ook hierdie boodskap, dat hierdie boodskap tot elkeen van ons harte sal spreek vanoggend en dat U naam groot sal wees en verheerlik sal word in elke een van U kinders se lewens. Vader, ek bid dit uit U genade alleen. Amen. Vriende, jy kan asseblief in U Bybel saam met my blaai na die eerste hoofstuk van Job. Ek weet sommige van u wat hier sit sal sê, Dominee, jy het al uit Job uit gepreek en Dominee baie spesifiek, jy het al uit Job 1 ook gepreek. Julle is heeltemal reg. Ek het al uit Job uit gepreek en ek het al uit Job 1 gepreek en ek het ook al uit hierdie spesifieke gedeelte gepreek. Ek het in hierdie week geleentheid gehad om by een van die aftreeoorde in Summerstrand te preek en die Here het dit baie sterk op my hart gelê om hierdie gedeelte met die ou mense te hanteer. En ek het 'n paar keer vir hulle gesê, ek weet nie hoekom die Here dit op my hart gelê het nie, ek verstaan dit nie. Maar een ding weet ek, as die Here sê jy moet doen, dan moet jy doen, dan moet jy nie vra nie. En ek het die hele week geworstel oor waaroor ek met u sal gesels vanoggend. En dieselfde boodskap, die Here sê Job 1 en spesifiek hierdie boodskap. En weer eens, ek het nie 'n verklaring nie, ek het nie 'n rede nie. Ek weet nie, dis wat die Here wil hê. En daarom moet ek hierdie gedagte met julle deel. Dis nie dieselfde boodskap as wat ek voorheen met hulle gedeel het nie. Hier's 'n ander boodskap wat uit hierdie gedeelte na vore tree, wat ek dink ontsettend belangrik is vir ons spesifiek vandag hier. En dalk meer vir 1 of 2 of 3, as vir die res, ons sal nooit weet nie. Die Gees van die Here alleen weet dit. So vriende, kom ons lees Job hoofstuk 1. Ek gaan nie al die verse lees nie, net vanaf vers 20 en dan gaan ons lees tot by vers 21. Net voor ek die gedeelte lees, net laat u weet, omdat ek voorheen oor dit gepreek het, sal jy weet wat my verstaan van hierdie gedeelte is. Ek persoonlik is oortuig daarvan dat Job 'n werklike mens was, wat werklik in die ooste gebly het, wat werklik die rykste man in die hele ooste was, onder sy tydgenote, dat hierdie wel ook wysheidsliteratuur is in die Bybel. Ek is besig met 'n ander studie in my spaartyd, ek sukkel 'n bietjie daarmee, want ek kry nie verskriklik baie tyd net vir ontspan en sommer net so 'n studie te doen nie, maar ek is besig om deur 'n boekie te werk wat fokus op al die wysheidsliteratuur wat daar bestaan. En dit is ongelooflik interessant. Nou, Job is deel daarvan en natuurlik al sy vriende wat met hom gesels het. So, ek persoonlik glo Job is werklik. Dis 'n verhaal wat ons lees in die heel eerste hoofstuk. Daar word van 'n man gepraat, hy het 'n naam, daar's 'n plek, daar's verwysings. En selfs vanuit die Nuwe Testament word daar verwys na Job, wat vir my 'n jolly goeie aanduiding is dat Job is nie 'n mite nie. Dit is 'n werklike verhaal.
En dit het regtig gebeur. So net laat u verstaan uit watter vertrekpunt ek hierdie boodskap aflewer. So in Job hoofstuk 1 vers 20 staan daar, toe staan Job op, na al die dinge wat gebeur het, onthou julle wat gebeur het met Job. Rykste man op die aarde, in die ooste op daai stadium, alles verloor, alles. En hierdie is die laaste strooi op die kameel se rug. Toe staan Job op en skeer sy mantel en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloof. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. Net tot sover. Baie jare terug, en miskien het ek vir sommige van julle hierdie staaltjie vertel, was daar, ek weet nie hoe lank, ek het 'n bietjie geprobeer navorsing doen om uit te vind presies wanneer, ek kon nie op die spesifieke datum uitkom nie, maar baie lank terug was daar 'n man, en dis nie in ons tyd nie, is nie in die 1900s nie, ek skat dit was iewers in die 1800s, of selfs voor dit, 'n man wat in die oggende 'n stuk vis by die mark gekoop het, wat hy graag vanaand wou gaar maak vir aandete, en dis iets wat hy gereeld gedoen het. Maar hoe meer hy dit gedoen het die mense wat saam met hom op die tram of die trein of die bus gery het, huis toe, begin kla. Want die papier waarin die vis teruggedraai was, het nat en soggy begin raak. En natuurlik, ek sien 'n paar gesigte wat so trek vanoggend, die reuk. Julle weet mos, vis, die reuk. En hulle het nie daarvan gehou nie. Nou, hierdie man was per toeval 'n persoon wat kersse gemaak het. Nou of die verhaal waar is en of dit nie waar is nie, daar's aanduidings dat dit redelik baie naby aan die waarheid kom, maar ek weet, ek sou nie kon instaan vir dit nie. Maar die feit van die saak is, hy was 'n kersmaker. En eendag kry hy 'n plan. Hy besluit toe dat die papier wat hy gaan gebruik om die vis in toe te draai, gaan hy doop in van daai gesmelte was. En hy het die papier daarin gesit en uitgehaal en die vis daarin toegedraai. Daardie dag het die papier nie soggy geraak nie. Daar was geen reuk op die bus waar hy gery het saam met al die ander mense nie. En die eenvoudige les wat 'n mens leer uit hierdie staaltjie uit, en dit is eintlik maar al hoekom ek dit vertel. Julle weet, baie keer het ons 'n probleem in hierdie lewe. Daar's 'n krisis. En dan begin ons moan en groan en selfs baie keer vir die Here kwaad word. En miskien moet ons 'n les leer by hierdie kersmaker. As jy 'n probleem het, soek eerder vir 'n oplossing. Luister eerder wat sê die Here vir ons rakende daai bepaalde krisis. Eerder as om kwaad te raak en allerhande goeters probeer uitdink. Nou, eintlik vandag, vriende, wil ek met julle deel oor die geduld van Job, waaroor ek al gepreek het. Maar luister ek gou wat sê ek vir jou vanoggend. Die geduld van Job, en dink aan die geduld van Job, in die konteks van hoofstuk 1. Dink aan wie hy was, waar hy was, en wat hy verloor het. In die konteks daarvan, nie in die konteks van Job en Job se geduld, en ons almal praat van Job se geduld. Ons het nie 'n klou waarvan ons praat, as ons praat van Job se geduld nie. Job het alles verloor. As jy vandag net 'n bankkaart verloor, of jou bestuurslisensie langs die pad verloor, of jou ID-kaart verloor, is dit asof jou wêreld in duie stort. Is dit nie waar nie? Want jy dink aan jy moet by Home Affairs gaan sit. Jy dink aan jy moet afgaan traffic department toe. Jy dink aan die geld wat dit jou gaan kos, en jy raak vies, omdat jy iets verloor het, of dat dit by jou gesteel is. Job het alles verloor. Selfs sy kinders. So in die konteks daarvan wil ek jy moet saam met my dink vanoggend aan die geduld van Job. En ek sê vanoggend vir u, die geduld van Job behoort die eienskap te wees van elkeen van God se kinders.
is julle met my. Die geduld van Job behoort die eienskap te wees van elke kind van God. En hoekom sê ek dit? Want Galasiërs 5 vers 22 sê, deel van die vrug van die Gees is onder andere lankmoedigheid, geduld. En dis een van die goed wat ons vreeslik kort in ons tyd. Net een nog ander storieetjie baie lank terug, toe word daar vir 'n ou tannie gevra, het julle dit al gehoor, wat is jou gunsteling versie in die Bybel? Sy Engelse tannie gewees. Kan jy onthou wat sy gesê het? As jy dit weet? Sy sê, weet jy, my gunsteling versie in die Bybel is, and it came to pass. And it came to pass. En weet jy wat die versie het sy na verwys? Exodus, hoofstuk 12, vers 41, in die Engelse Bybel en die King James staan daar, and it came to pass at the end of the 430 years, even the self-same day, it came to pass, that all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt, and it came to pass. En die persoon wat vir die vraag gevra het, is confused, en wonder by homself, maar hoekom so vers? En hy vra vir die tannie, maar tannie, hoekom sê jy, dis jou gunsteling vers in die Bybel, and it came to pass? Hy sê, wel, is baie eenvoudig, want het sê nie daar, and it came to stay nie. Dit sê, and it came to pass. Vriende, is dit nie so nie? Moeilike omstandighede, krisisse, beproewinge, siekte, soos Job, om alles te verloor, is tydelik. En dit gaan verby. Ek persoonlik, toe ek hierdie staaltjie lees, het gedink aan 1 Johannes, hoofstuk 2, miskien wil julle saam met my blaai. Kyk wat sê 1 Johannes, hoofstuk 2, is vir my so kosbaar, vers 17. Is julle net so vinnig soos ek? Lyk my ons moet eendag regtig 'n bietjie swaarder in die skede speel. Dan gooi ek die verse en julle soek, dat ons net ons Bybel weer lekker ken. 1 Johannes hoofstuk 2 vers 17. En die wêreld gaan verby. Is dit nie mooi nie? En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ag, net as 'n bevestiging, vriende, om te sê dat krisisse en moeilike omstandighede bly nie vir altyd nie. En veral gesien vanuit die lig van die ewigheid. Dit wat jy nou beleef, en die krisis wat jy nou het, is so kortstondig. Want die ewigheid lê voor ons. Mag ek julle wys na nog 'n versie? Ek het gesê ons gaan swaarder in die skede speel. Kom ons doen dit. Romeine 8, kom ons kyk wie se eerste dag. Romeine 8, ek het nie 'n boekmerk nie, so ek is saam met julle in die resies. Nou moet ek net onthou waar is Romeine. Romeine 8, wie se eerste dag? Nee, lyk my ek het gewen. Romeine 8, kyk wat sê hierdie gedeelte. Julle, dis kosbaar. As 'n mens maar net wil stil raak met die woord van die Here. Vers 18. Paulus skryf en hy skryf aan die gemeente in Rome. Hy sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd, and it came to pass, né? Nie opweeg. Kan julle dit sien? Ek wil hê julle moet mooi stadig saam met my lees. Ons moet niks mis nie. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Alles in hierdie lewe is tydelik. Niks is permanent nie. En ek kan vanoggend met groot vrymoedigheid vir julle sê, dit wat nie verander gaan word deur die verloop van tyd nie, gaan definitief verander word deur die einde van tyd. Het julle hom? Ek het daai neerskryf, dis nogal 'n oulike catchy phrase. Dit wat nie verander gaan word deur die verloop van tyd nie, gaan definitief verander word deur die einde van tyd. En julle wat hier sit, saam met my behoort te weet, as God se kinders, dat ons oë is nie gefestig op die tydelike nie. Ons oë behoort gefestig te wees op die ewige.
En die woord van die Here is vol geskilder van die hoop wat vir ons weggelees in die hemel. En wat vir my hartseer is, vriende, is dat ons kinders van die Here, ons vergeet dit. Ons vergeet dit so maklik. Is julle nie ook soos ek nie? Jy weet, as jy 'n krisis teekom, as jy 'n krisis in die oë staar, waarna kyk jy? Dadelik, ons kyk na die probleem. En dan later wil ons bid, later wil ons vertrou. En ons het nodig om te leer by die manne van God wat vir ons afgeskilder word in die woord van die Here en hoe hulle gereageer het in tye van krisis. En ek dink dis een ding wat ek leer in hierdie gedeelte, is dat hulle wat op die Here vertrou met geduldigheid dra maklik aan laste. Hoor julle dit? Hulle wat op die Here vertrou met geduldigheid dra maklik aan laste. En ek voel nie skaam om dit te sê nie, maar weet julle wat, sulke mense doen dit nie. Hulle loop nie met vreugde en vrede deur die lewe en geduldigheid, terwyl die wêreld rondom hulle in duie stort, net omdat hulle geen pyn voel nie. Want as jy nie meer pyn voel nie, dan weet ek nie so mooi nie, dan is jy eintlik dood. En het julle geweet as mense wat lewendig dood is? Dit gebeur regtig, medies gesproke. Jy raak so afgestomp, jy raak so op 'n diep donker plek, dat jy geen gevoel meer het nie. Niks maak meer saak nie. En ek sê, dit is nie wat vir ons geskilder word in hierdie gedeelte nie. Dis nie waarvan ons praat nie. Dis ook nie omdat hulle nie hartgebroke is nie. Hulle sê geduldig. Geduldig met die Here. Dis ook nie omdat hulle een of ander magic woorde ken of magic aksies het wat hulle uitvoer by die huis. En as hulle hierdie goeders doen en hierdie dinge sê, dan voel hulle goed en dan gee hulle nie om oor die krisis wat hulle te beurt geval het nie. Want daar is sulke mense en sulke gelowe ook, wat hulle self pynig en allerhande dinge doen, en dan wanneer hulle verskyn daar buitekant, dan is hulle net cool en kalm. Dis ook nie waarvan ek praat nie. Nee, ek praat van die voorbeeld van Job. Ek praat van die persoon wat vir ons afgeskilder word in hierdie skrifgedeelte. Job het nie toegelaat dat sy emosies hom verbyvat nie. Job het nie toegelaat dat sy emosies hom in besit neem en stuur nie. Job het iets gedoen, en dis waaroor ek eintlik met u wil gesels vanoggend. Iets waarby ons 'n groot les kan leer. Job het tot stilstand gekom. Sy klere geskeur, die hare van sy kop afgeskeur. Hy het op 'n hoopie gaan sit. En toe kyk hy op. En toe sê hy, met niks het ek in hierdie wêreld ingekom. Met niks gaan ek daaruit. En toe sê hy 'n baie groot ding. Loof die Here. Dit was eie aan die tyd van Job. As 'n groot krisis jou te beurt val, as pyn en lyding jou deel word, as ongeluk jou tref, dan skeer jy jou klere van jou lyf af. Weet julle hoekom? Die klere is nogal duur, die waar. Wat sal julle nou dink as ek nou vanoggend my mooi puffer jacket opskeer? Dominee, jy's ek dom, jy moet 'n nuwe een gaan koop nou weer. Die vrouens met julle pragtige klere. Klere is duur, jy skeer nie klere op nie, veral nie as dit sê Adidas of Nike of al daai fancy goed. Né? Nou, hoekom sou die mense van die antieke tyd so dom ding doen? Weet jy, dit was glad nie so dom nie. En ons moet leer by hulle. Die mense van die antieke tyd het geweet, wanneer krisis my te beurt val, wanneer die ongeluk oor my pad kom, dan skeur ek my klere, dat almal kan sien die pyn wat ek dra. Ek skeer die hare van my kop af, ek skeer my baard af, laat die manne kan sien, dit gaan nie goed met daai ou nie. Hoekom moet die mense weet, dit gaan nie goed met daai ou nie? Want ons wil nie hê daai ou moet alleen sy laste dra. Is dit nie Hoeka Paulus wat ook gesê het, dra mekaar se laste? Is dit Galasiërs 6? En vervul so die wet van die Here? En ons mis dit. Vriende, ons mis dit totaal in die kerk vandag.
Ons het so modern geraak, ons het so humanisties geraak, ons het so op ons eie geraak, dat ons vergeet om te doen wat die mense van die antieke tyd gedoen het. Hulle het hulle klere geskeur, sodat die wêreld kan sien, ek het seer. Is geen wonder dat Job se vriende na sy huis toe kom, en by hom kom sit nie. Hoe sou hulle ooit geweet het, as Job niemand vertel het nie? En daarom is dit ontsettend belangrik, vriende, dat ons nie ons pyn en ons lyding en ons seer kry vir onsself hou nie. Hoe baie keer het ek al vir julle gesê, vriende, as ek jou groet by die deur, en ek kyk jou in die oë en ek skud jou hand en ek vra vir jou, hoe gaan dit met jou? En jy sê vir my, dit gaan goed, want in Afrikaans het ons geleer van kleins af, jy sê, dit gaan goed, dankie. Ek onthou nou nog in laerskool het ons Noord-Sotho geleer. Dumela, Yebo, Dumela, Ukai, Kihona, Wena Ukai, Awa Kihona. En ek ken dit soos 'n rympie, so as ek met 'n Noord-Sotho ou praat en ek sê vir hom Dumela, en hy sê vir my Yebo, Dumela, dan gaan ek volgende vra Ukai. Ek gaan niks anders vra nie, want dis die rympie. Ek het 'n rympie geleer en ek het nogal jolly goed gedoen in dit. Maar as daai persoon die dag vir my so sê, dit gaan nie met my goed nie, want daai rympie gaan oor, dit gaan goed met my. En ons Afrikaanse rympie is, goeiemôre, hoe gaan dit, gaan goed, dankie. Dis die rympie. En vraag of vir jouself, hoeveel keer het jy gelieg? Hoeveel keer het jy leuen vertel? Toe iemand vir jou gevra het, hoe gaan dit, en jy sê, dit gaan goed, dankie. 1 keer? 2 keer? 3, 4, meer? Julle? So baie. Ek het. Uit hierdie verhaal van Job leer ons, dit het tyd geraak dat God se kinders hulle klere skeur, wanneer hulle deur diep beproewing gaan. En ek sê nou nie skeer julle klere, en klere is duur, julle, dit is regtig so. As ek vir jou vrou, hoe gaan dit, sê vir my, dit gaan sleg doen. As iemand vir jou vrou, hoe gaan dit, sê vir my, dit gaan sleg met my. Ek koop nie. Ek breek nie deur nie. Is dit nie hartseer nie? Kom wees eerlik met my, is dit nie hartseer dat ons op hierdie plek beland het nie? Dat ons as kinders van die Here nie meer mekaar se laste kan dra nie. Dis hartseer. Dit breek my hart, om die waarheid te sê, maar Job was nie 'n hypocriet, hy was nie 'n skynheilige nie. Nee, Job was hartgebroken. Kyk na sy omstandighede, kyk na wat met hom gebeur het, en Job het die wêreld gewys, ek is 'n gebroke man. En ons moet by Job leer, is dit nodig om daai pyn uit ons stelsel uit te kry. Is dit nodig om ons hart oop te maak en ontslae te raak van die goed wat hier binnekant opkrop. Julle weet, ek onthou toe ek 'n kind was, my ma het 'n stoompot gehad, ek wil baie keer vir Ronel in koop, maar Ronel sê sy is ook een in die huis, sy is bang vir hulle. Ek weet daai nuus is baie slim, maar ons het dit nog nie probeer nie. Maar my ma het 'n stoompot gehad, ja, dankie Here daarvoor, lekker vleisie staan gaar gemaak. Maar my ma het een van daai gehad met die dingetjie wat so daan staan bo op die top. Ja, kom ek in die middag by die huis van die skool af en dan maak dan sien jy die stoompie so gaan. Weet julle wat gebeur as jy daai gaatjie toedruk? Dan ontplof hy. En dis hoekom mense bang was vir 'n stoompot, want as daai dingetjie nie so daan staan bo nie, dan ontplof hy. Miskien het dit tyd geraak dat ons oopmaak, dat ons daai proppietjie losmaak, dat hy begin dans. En nou sê ek nie loop oral in afpak en skel en skree, want ek kan volgens vir julle sê, daar's 'n mooi manier en 'n slegte manier om van die stoom ontslae te raak. But don't fuss and fume, please. Moenie stoom opblaas nie, jy gaan bars. En niemand wil dit sien nie, ek wil ook nie daar wees as dit gebeur nie. Ek het onder die week beleef ek 'n baie interessante ding. Ek was gehuil vreeslik. Ja, Dinsdag. En ek sit daar met die huweliksregister inhandig en die stelsel is af. Nou ek is baie bevoorreg dat ek 'n huweliksbevestiger is. Vroeger jaar het ons net ingestap. Jy gee die vorm in, dit word gelaai en jy gaan weer uit. Ons het sommer agterin gegaan by die office.
dit werk nie meer so nie. Ons is net soos die ander mense, ons moet ook gaan sit in die ry. So, nou sit ek daar, en daar's 2 ander vroukies, hulle was ook daar met een of ander huweliks sertifikaat, en daar's 'n fout op. En hulle was voorheen by Binnelandse Sake om die probleem aan te spreek. En hulle is nie gehelp, en die behulpsaamheid van die offisiële persone daar binne laat veel te wense oor. En nou is hulle weer die oggend daar om te kyk of hulle kan hulp kry. En die persoon wat daar sit, stuur hulle daai een toe, daai een stuur hulle terug soen toe, daai een sê nie moet daar praat, sy sê nie moet daar praat, en dis 4 tellers uit mekaar uit, en die vrou raak so kwaad oor die confusion en die feit dat sy nie hulp kry nie, dat sy begin vloek en skel. Dat sy rassistiese opmerkings maak, en toe krimp ek in een, want ek is feitlik die enigste blanke wat daar sit. En ek raak baie benoud, want ek weet hier kom 'n ding. En sy vloek en sy skel, en op 'n stadium skeer sy daai sertifikaat op, en sy gooi dit in daai vrou se gesig in, en sy draai om met 'n klomp lelike woorde, en sy stap daar uit. En 5 minute later, toe gebeur presies dieselfde ding met 'n ander persoon, wat ook nie hulp kry nie, wat ook nie gehelp word nie. Dis gaan hier na toe, gaan daar, doen dit, doen dat, nie, gaan terug voor en toe kry 'n kaartjie, en daai persoon volg dieselfde pad. So, om ontslae te raak van die stoom aan die binnekant, kan jy ook op die verkeerde manier doen. Job het dit gedoen op die regte manier. Job skeer sy klere, en hy wys vir die wêreld rondom hom, ek het seer. Maar saam met dit doen hy iets wat ons vergeet. Hy kyk op na die hemel. Voor wie se troon hierdie krisis verbygekom het. Onthou julle Job se krisis? Dit was nie die duiwel nie. Hoor wat ek sê, dit was nie die duiwel nie. Die duiwel het na God toe gekom in daai tyd, dis hoe dit gewerk het. En hy het in die teenwoordigheid van God verskyn, en hy sê, kyk na u dienaar Job. En God kon gesê het, los hom uit, is my kind, moenie aan hom vat nie. En God, die Almagtige, skryf 'n toelatingsbrief, en hy sê, gaan, ek ken vir Job, dis my kind. Jy mag net nie sy lewe neem nie. Nou, oor die dinamika van Job se kinders wat dood is, en alles wat Job verloor het, dis totaal 'n ander gesprek, dis nie waaroor ons nou praat nie. En ek wil nie jy moet benoud raak oor die feit dat Job sy kinders verloor, en dat God dit toegelaat het nie. Jy moet nie confused raak met dit nie. Al wat ek vir jou wil sê is, kyk hoe reageer 'n kind van God wat die vrug van die Gees dra. Hy wys en hy's eerlik dat hy seer het, maar hy erken God as die een voor wie se troon die krisis verbygekom het. Daar is niks, my vriende, wat in jou lewe gebeur, wat nie deur God toegelaat was nie. Daar's 2 goed wat kan gebeur. Of God stuur dit om jou terug te bring na homself, omdat jy ongehoorsaam is, of God laat dit toe, om jou te help om geestelik te groei. En jy moet in jou wandel saam met die Here seker maak, watter een van die 2 is dit. Maar in alle geval, is dit dat ons aan die voete van Jesus moet kom en bly. En ek dink, weet julle, miskien moet ons weer 'n bietjie swaarder in die skede speel. Miskien moet ons gaan kyk na wat sê Jakobus vir ons. Kom ons kyk wie wen. Ek het gehoor iemand sê het hom. Julle het my gewen. Mooi. Gaan julle my toelaat vanoggend om dit vir julle uit die Engelse Bybel te lees. Luister 'n bietjie mooi. Miskien as ek dit Engels lees, dan val daai woorde net weer in jou hart. En want partykeer ons is so gewoond. Ek het hierdie geleer vir die skrifeksamen toe ek nog op skool was. Die Baptist Union se skrifeksamen. En daar was 'n jaar wat ons die hele gedeelte moes memoriseer. So ek ken hom baie goed in Afrikaans uit my kop uit. En as jy hom uit jou kop uit ken, dan verloor jy partykeer die diepte en die impak en die dinamika daarvan. So luister terwyl jy kyk in jou Afrikaanse Bybel,
Dan probeer jy met Engelse ore luister. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. Luister wat sê hy volgende. To the 12 tribes in the dispersion. Daar is 'n groot les daar. Hierdie mense was vervolg in Jerusalem, die kinders van die Here. En hulle is weggejaag uit Jerusalem, uit weggehardloop vir hulle lewe. Hulle bevind hulle self in ander stede en dorpe, presies soos die Here Jesus voorspel het in Handelinge 1 vers 8. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Hoekom sê Jesus dit? Omdat hy weet dat hulle gaan vrywilliglik uitgaan en getuies wees in die hele wêreld? Nee, omdat hy geweet het hulle gaan in Jerusalem wil bly, want dit is great daar. Die Heilige Gees is uitgestort, dit is Pinkster en alles is wonderlik in Jerusalem. Nee, Jesus het geweet vervolging moet kom om hulle uit Jerusalem uit te kry. En dit het net so gebeur, en dis hoekom die 12 stamme, die kinders van die Here tussen hakies, in die nabye stede en dorpe beland het. Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. Hulle was vervolg. So Jakobus praat hier met mense wat amperkies met hulle lewe betaal het vir hulle geloof. En nou sê hy die volgende vir hulle, en hier is die confusing gedeelte. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Geïnspireerd deur die Heilige Gees komende van die troon van God. Wees bly, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Die nuwe vertaling gebruik die woord beproewinge. Various kinds of trials, en God sê, wees bly. For you know, hoekom moet jy bly wees? That the testing of your, wat staan daar, wat leer God se woord ons? Hoekom gebeur moeilike omstandighede met God se kinders? Sodat ons geloof kan groei. Knowing that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Beteken dit, as jy vasstaan in beproewing en bly is daaroor dat jy gaan ryk word, jy gaan nie meer sonde doen nie, jy gaan 'n perfekte mens word? Dis nie wat daar staan nie. Hierdie gaan oor jou verhouding met Jesus. Dit gaan oor jou wandeling saam met die Here, sodat jy volmaak en gereed kan wees wanneer Jesus kom. Vergeet van die aardse tydelike dinge. Dis juist die les wat ons leer. Ons aandag is te veel gefokus op die tydelike goed. En ons moet losbreek, vriende. Ons aandag op die Here, die doelwit waarheen ons op pad is. Mense vra, why do bad things happen to good people? Dis die verkeerde vraag. Niemand is goed nie. Hoor wat ek sê, niemand is goed nie. Ons verdien wat ons pad kom, as ek dit regtig so moet sê. Dis God se genade. Dis God se genade wat ons dra en omvou en optel. Dis God se genade dat daar goeie dinge met ons gebeur. Dis God se genade dat daar vir ons hoop is. Dis niks anders. Dis net God se genade. Psalm 46 vers 10, en dan gaan ek vir julle vra om te bly nie, want julle ken hom. Wie van julle ken hom? 46 vers 10. Psalm, baie dankie. Wees stil en weet dat ek God is. Dit is 'n baie pragtige boodskap in hierdie versie opgesluit, wat baie bemoedigend is en wat al baie oor gepreek is, wat God se kinders aanmoedig om stil te wees in die teenwoordigheid van die Here. En dis mooi, want ons moet stil wees, jy moet geduldig verdra wat ook al oor jou pad kom. Dis die eienskappe van 'n ware kind van die Here. Maar soos ek ander vers vir julle uitgewys het met 'n bykomende betekenis, het hierdie vers ook 'n betekenis wat ons meeste van die tyd mis. Hoekom? Want ons vat net wat ons dink mooi is. Wees stil en weet dat ek God is. Ek gaan net stil wees.
en weet dat die Here God is. Hoekom? Hoekom moet ek weet dat die Here God is? Dis wat Job gedoen het. Naak het ek in die lewe ingekom en naak gaan ek hier uit. Geloof sy die naam van die Here. Wees stil en weet dat die Here God is. Dat hy regverdig is. Dat hy almagtig is, alomteenwoordig, alwetend, alwys en al daai mooi eienskappe van God. En die oomblik as ek weet wie God is, kan ek stil raak en aanvaar dat hy het my nie begewe nie, hy het my nie verlaat nie en hy het my nie verstoot nie. En sy genade sal by my bly vir ewig en altyd. Dink daaraan, die Here leer ons om nederig te wees. En om te verstaan dat hy God is, die heilige een, die een wat verdien om geloof en geprys te word. En wanneer ons in moeilike omstandighede beland, vriende, dan is ons geneig om te mou en grou en dadelik vra ons vir die Here, Here, hoekom? Wie van julle het dit al gedoen? Here, hoekom ek? Here, wat het ek gedoen? Heiland, vlerke, wat het ek gedoen, Here? Wat het jy nie gedoen nie? Job vra die Here, wat het ek gedoen nie? Job vra die Here, waar het ek verkeerd gehandel? Job sê, naak het ek in die lewe ingekom en naak gaan ek daaruit, geloof sy die naam van die Here. Hy wat regverdig is, hy wat God is, hy wat almagtig is, hy wat alwetend is, hy wat alles weet, sit op sy troon, hy is die koning, hy regeer tot in ewigheid en ek is onder sy hand, sy dienaar. Here, dankie, mag u naam groot gemaak word, ook in my pyn. En vriende, dis die plek waar ons behoort uit te kom. En ek en Adrian het 'n gedeelte waarvoor ons baie lief is. Kom ons doen nou laaste swaarde in die skede, kry jou Bybels reg. Ek en Adrian nou, amper baie ek sien toe dan het ek 'n voorsprong, nou wen ek julle. Okay, swaarde in die skede. Romeine 5. Ok, ons het 'n wenner en ek het 'n nommer 2, wie is nommer 3? Ons het nommer 3, baie dankie, ek sien die hande. Ag, julle alhoewel ek nie gewen het, is maar net my Bybel se bladsye is 'n bietjie sag. My Bybel is groter as julle se, so ek kon nou nie gewen het nie. Kan julle sien wat 'n mens doen, hè? Ek ken Adrian nou baie van hierdie gedeelte, Romeine hoofstuk 5 en gaan net so 'n paar verse vir julle lees hierso. Die eerste 5 verse. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En luister nou hier. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, dit is geduld, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. Met ander woorde, waar moet ons oë wees? Here Jesus. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ek gaan afsluit. Ek weet, die laaste paar jaar was 'n groot uitdaging, vir baie, vir meeste. COVID het gekom, en baie mense het skade gely, geliefdes aan die dood afgestaan. Miskien het jy in die laaste 3 jaar huweliksmaat, man, vrou aan die dood afgestaan en jou hart is nog seer, kind. Miskien het jy self die dood in die oë gestaan. Miskien het jy self op die randjie
van die dood gestap en gesien hoe die Here jou terugbring. Miskien het jy een of ander finansiële skade gelei of deur een of ander beproewing gegaan wat jou teen die mure uitgedryf het. Miskien het dit eenvoudig maar net met jou gebeur dat jy begin voel het, maar jy's eenkant, jy's weggestoot, jy voel alleen, jy voel eensaam. En ek kan met eerlikheid vir u sê vanoggend vriende, hierdie jaar spesifiek 2022 kry ek amper op 'n weeklikse basis met mense te doen wat op moedverloorse vlakte is, wat verstoot voel, wat alleen voel, wat eensaam voel, mense wat in hulle kamertjie gaan sit het en hulle self toegesluit het, mense wat nie in die openbaar wil verskyn nie as gevolg van hierdie pyn wat hulle dra. En vanoggend het ons geleer uit die verhaal van Job, dat dit is tyd, en dit het tyd geword, dat ons die deur oopsluit, dat ons uitkom in daai plekkie waar jy gesit en wegkruip het, en dat jy die kinders van die Here en die Here self toelaat, om jou op te tel, en te dra, en te help, en te genees, want die Here wil. Die Here staan met oop arms, die Here Jesus roep na ons. Dit maak nie saak wat 'n krisis jy deurgegaan het nie. Party se krisisse was groot, party se krisisse was klein, maar het jy geweet, vir elke ou voel sy krisis soos 'n berg groter as Everest. My kar het hierdie laaste tyd 'n bietjie probleme gegee. Andre het ook gesukkel, ek weet nog iemand het in die kerk gesukkel met 'n karprobleem. Ek dink al was 2 of 3 wat gesukkel het. En dit het vir my gevoel soos 'n berg. En ons kan nie mekaar oordeel en sê, my pyn is groter as jou pyn, my krisis is groter as jou krisis nie. Want vir elkeen van ons voel dit asof jou lewe in duis is. Maar die Here is genadig. Die Here Jesus steek sy hande na ons toe uit en deur sy Gees wil hy ons help om geduld aan te kweek. David maak 'n baie mooi opmerking. Al gaan ek in Psalm 23 sê hy, deur 'n dal van doodskade weer. Ek het al oor dit gepreek, ek wens ek kan dit nou weer doen, maar ek gaan nie. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie, want, en hier kom jou woorde, U stok en U staf, die vertroos my. Waar lê ons oplossing? Doen wat Job doen. Kyk op. Here, baie dankie. Ek het seer. Maar dankie. Ek verstaan dit nie, Here. Maar dankie. En die trane loop van jou wange af. Here, dankie. Help my net om by U voete te bly. Help my net om gehoorsaam te bly en getrou te bly. Vader, my oë is gefestig op die hiernamaals. Wanneer ek waarlik en uiteindelik in die uiteindelike, volle, verwerklike, letterlik aan die voete sal sit. Maar dankie vir U Gees wat nou in my bly en my vertrou, my vertroos vir hierdie tydelike wat gou verbygaan. Amen. Amen. Stem julle saam? Want as ons sê amen, dan sê ons ja, dit is so. Sê julle dit? Ja, amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie woorde en ons eer U dat U met ons is. Ons maak U naam groot, Here, die God wat op U troon sit, hoog en verhewe, voor wie ons spikkeltjies is, stofdeeltjies. Ons besef dat ons is nie eers 'n druppel aan 'n emmer nie. En Here, die les wat ons vanoggend geleer het, is 'n baie moeilike les om uit te leef in die wêreld daar buite. Is maklik om dit te sê wanneer dit met jou goed gaan. Maar dit is gans 'n ander ding wanneer jy in daardie doodsvallei is. Daarom bid ek dat U genade oor ons geweldig groot sal wees. Dat U liefdevolle arm na elkeen van ons toe uitgesteek sal word en dat U elke een van U kinders sal oplig uit die moddersluik van die krisisse waarin ons onsself bevind. Kom bemoedig U kinders, Here, deur Jesus Christus U Seun. En help ons weer om met moedigheid
hierdie tydelike lewe in die oë te staar. En ons sê reeds, Here, baie dankie dat U hierdie gebed verhoor. Amen.